Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Vader, wat ons so lief het, wat sy goedheid, sy getrouheid en sy guns aan ons skenk onverdienstelik. Ons sit dit voort in die krag van die Gees van Christus, die Gees van die Vader, wat die werk van Jesus in ons voortsit. En ons gaan hierdie diens ook afsluit in die naam van ons Here Jesus, ons Verlosser, wat sy lewe aan die kruishout vir ons gegee het, wat aan die regterhand van die Vader sit, en op hierdie einste oomblik vir ons intree by die Vader. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Weereens baie welkom vanoggend in die kerk, ons is bly dat u hier is, en ons sê ook aan al ons YouTube-kykers, sê ons baie welkom, mag die Here ook vir jou troos en seëning gee met die aanhoor en die kyk van hierdie diens, wanneer jy dit later in die week doen. Die tema vanoggend, omdat dit Moedersdag is, het ek gedink ek wil bietjie na Maria kyk. Maria, die moeder van alle moeders, vraagteken. Lukas 1, vers 26 tot 38. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die geleentheid wat ons het om vanoggend in die kerk te wees. Wat 'n heeglike dag. Dis Sondag. Ons het gekom om in die teenwoordigheid iets van U te ervaar en ons doen dit ook, want dit is spesiaal om 'n erediens by te woon. En U gaan met ons praat. En ons is nuuskierig om te hoor wat U vir ons sê. Veral ons vandag as moeders. So sal U met ons praat, Here, en vir ons 'n boodskap gee. Maar mag ons U verheerlik in hierdie erediens. Ons doen dit nou met die gebed en ons het met die lied gedoen en gaan ook verder nog sing. Ons is hier. En U is hier. Want U sê dit. So dankie vir hierdie geleentheid. En ons wil ook vandag sê baie dankie vir 'n ma. Miskien is my ma nou al lankal weg in oorlede. Maar dankie Here vir haar opvoeding, vir haar liefde, vir haar omgee. Dat U dit gewil het, dat ek juis daai ma moes hê. Ons prys U en ons loof U in Jesus naam. Amen. Lukas 1 vanaf vers 26, tradisioneel word hierdie teks gelees in die Kersseisoen, Maria die moeder van alle moeders. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting kon beteken. Die engel sê toe vir haar, "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel, "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar, "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe, "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar al weggegaan. Maria, die moeder van Jesus, ek het nou 'n bietjie gegoogel om 'n mooi skildery te vind, en daar is nou een
Hierdie ene hang blykbaar in 'n museum daar in Suid-Amerika iewerste. As jy met 'n Katoliek praat, dan praat hulle heeltemal anders oor Maria. En is miljoene Katolieke, en ons is nou redelik bewus van hulle na aanleiding van die paus wat nou gesterf het en die nuwe paus wat gekies is. Miljoene oor die wêreld aanbid Maria as 'n heilige. Sy is vir hulle verskriklik belangrik. En baie van die Katolieke bid tot Maria asof sy soort van 'n middelaar is na Christus toe. Daaroor gaan ek nou nie vandag praat nie. Iets interessants wat ek agtergekom het, is dat daar's maar 22 keer wat in die Nuwe Testament na Maria verwys word. Die Koran 50 keer. Dit is nogal interessant, né? En ek het nou al gehoor van 1 of 2 moslems wat tot bekering gekom het, juis oor hierdie ding, dat daar so baie keer in die Koran verwys word na Christus Jesus se moeder, Maria. Maar dis nou maar net vir interessantheid. Dit bring my by vandag. Ons vier nou Moedersdag. En dit is 'n spesiale dag waarin ons vir julle as moeders sê, we salute you. Mag die Here vir julle seën omdat julle moeders is. En daarom dink ek is dit noodsaaklik dat ons so bietjie kyk na Maria. Wat kan ons van Maria leer? Nou as daar 22 teksverse in die Bybel is, en nou moet ons onthou, die sinoptiese evangelies, dis nou Matteus, Markus en Lukas, wat baie dieselfde goed sê, hulle tekste kom nogal amper woordeliks ooreen oor Maria, soos ons nou dit nou nog sou minder maak, dan is ons eintlik baie minder teksverwysings na Maria. Ons weet nie verskriklik baie van haar nie. Daar's nou baie buite Bybelse bronne wat interessante goed kwytraak en jy kan dit maar lees, maar ons het dit nie aanvaar as deel van die Bybel nie. So die inligting oor Maria, die moeder van Here Jesus Christus, is maar verskriklik skraal. Maar wat kan ons maak met die bietjie wat ons daar vind? Ek het 3 puntjies, julle sien dit daar. Nou die eerste een, Maria vertrou vir God onvoorwaardelik. Die engel Gabriël kom na haar toe en sê, jy gaan swanger word. Sjoe, sy was verbuisterd. Sy gaan swanger word. En ons het haar reaksie gesien daar. Sy sê, maar ek het nie by man geslaap nie. Hoe kan ek swanger raak? Ek is 'n maagd. Dit is net nie moontlik nie. Ek dink sy was nogal redelik gerettel, né? Sy was geskok daaroor dat sy gaan nou swanger word. Sy's nog nie eers getroud nie. Wat van haar reputasie? Wat van Joses se reputasie? Ek meen, hy is daarom 'n timmerman, hy is so effens bekend daar in die dorp. Wat gaan die mense sê as sy nou begin wys dat sy swanger word terwyl hulle nog nie getroud is nie? Hulle gaan uit die samelewing gestoot word, hulle gaan gemerk word. Besef die Here wat hy hier deur die engel Gabriël aan haar sê? Dit is 'n skok vir haar stelsel, want sy is nog nie getroud nie. En tog kom sy tot die punt, want toe sy hoor dat die kind wat sy in die wêreld gaan bring, is die koning van die wêreld, wat 'n koninkryk gaan hê, wat geen einde het nie. Ek dink ek moet later vanjaar by Kersfees bietjie daaroor preek. Toe sê sy, laat met my gebeur wat moet. Ek is tot beskikking. Dis daai oorgawe wat sy maak. Sy stel haar beskikbaar vir God. Laat God se wil in haar lewe geskied. Laat God met haar maak soos God wil hê met haar gemaak moet word. Nou bring dit vir my by die vraag. En jy, as ma, as ouma, as eggenoot, die vraag is, wat se soort ma is jy? Kyk, ons wees maar eerlik met mekaar. In hierdie wêreld waarin ons lewe, sien ons baie hartseer en baie ellende. En ons aan wragtig slegte maas. En natuurlik ook paas. Nou nie dink ek pik op die maas vanoggend nie. Maar wat se ma is jy? Wat is jou prioriteit as ma?
Op pad kerk toe vanoggend hoor ons sit maar altyd die radio aan op pad kerk toe en ek luister nie my rock and roll soos julle my ken nie. En daar's toe nou 'n vrou wat nou 'n sangeres wat toe nou sê sy praat oor haar 4 dogters en sy sê nou die dag sê 'n tienerseun vir haar. Hy wens sy ouers wil 'n slag vir hom nee sê. Skokkend, né? Ek wens my ouers wil 'n slag vir my nee sê. En is dit nie so dat 'n ma is eintlik maar die fondasie van 'n huis nie? Dat sy is eintlik maar die een wat die opvoeding en die leiding gee. Ja, natuurlik is pa daar, maar weet, hulle sê mos maar die kop word deur die nek gedra, né? So opvoeding is so 'n ongelooflike belangrike taak. En as ons nou maar as ma's dink, waar pas ons pa's in die prentjie in? Ek het deur my lewe ongelukkig het baie keer gesien dat ouers en veral ma se lewe so om die kinders begin kloek, dat hulle bietjie van pa vergeet. En dan kry jy dat pa afgeskeep voel en dat pa begin stupid dinge doen. En jy kom agter, maar die huwelik is nie so gesond soos wat hy moet wees nie en pa raak gefrustreerd. Hoe hanteer ek as ma, as vrou ook my werk en bestuur ek ook maar die geldsake in die huis? Kyk, ons spot maar altyd en sê, ons vrouens hou daarvan om te geldjies te blaas. En ons hoor die grappie wat sê, wel, my vrou het daai budget op my kredietkaart gesien as haar target. So, alles gaan rondom vrou wees. Maar hoe? Ek stel my tot beskikking van U. Ek gee my ten volle oor aan U. Want dit is tog maar waaroor dit gaan met ons as kinders van die Here. Nie net vir ma's nie, maar ook vir pa's. Om te sê dat ek gee myself ten volle oor aan U. Ek is tot U beskikking in my huis, in my opvoeding, met my kinders, met my werk, met my huwelik, met die lewe. Ek is tot beskikking van U. Tweede puntjie wat ek wil beklemtoon vanoggend. Maria bly God prys ten spyte van wat? As die lewe druk, hoe reageer jy? Kyk, as dit goed gaan met ons, dan is dit maklik. En ons reageer ook gewoonlik positief. Maar as die lewe druk, hulle sê wanneer jy probleme en krisisse het in die lewe, dan kom die ware jy uit. En as die lewe vir jou druk, wat maak jy? Hoe reageer jy? Wie is jy dan werklik? Maria, ten spyte van die feit dat sy nou gaan swanger raak, ten spyte van die feit dat sy nog nie getroud is nie, ten spyte van die feit dat haar reputasie en Josef se reputasie, dat hulle dalk uitgestoot kan word, dat hulle nog nie eens beplan het vir 'n huis en 'n blyplek en vir al die dinge wat gaan rondom beplanning van 'n huwelik en 'n saamwees en kinders grootmaak nie, ten spyte van al hierdie goed, al die vrae, al die onsekerheid, ten spyte van 'n krisis wat sy in haar binneste beleef rondom hierdie goed, sing sy 'n loflied. En julle kan maar die loflied gaan lees later in die hoofstuk, vers 46 tot 5. Sy sing 'n loflied tot eer van God. En wanneer die lewe vir my en jou druk, wanneer daar krisis is, wanneer dinge nie so lekker loop met die opvoeding, want ons kinders word groot, en hulle word tieners, en hulle word rebels, en baie keer is dit maar moeilik, omdat hulle in die huis besig te wees, en hulle te verstaan, en hulle verstaan ons nie, en hulle praat van die generation gap, wat daar is, en ons praat by mekaar verby, en daar's konflik, en uiteindelik, ma sê so, en pa sê so, en daar's konflik, en dit gaan net nie lekker in die huis nie. So hoe hanteer ons die goed? Sing ek 'n klaaglied of sing ek 'n loflied? Want klaar kan ons, en ons kan moan, en ons kan die kinders afbreek, en ons kan hulle kritiseer, en ek kan my man kritiseer omdat hy nie betrokke genoeg is nie, en te afwesig is, en ek kan my vrou kritiseer omdat sy nie aan my aandag gee nie, net aan die kinders aandag gee, en ons kom nie tot 'n oplossing nie. Dan weer eens kan ons maar terugkom na die eerste punt. Ek gee oor. Want dis wat ons nodig het in ons huise vandag, is om aan die Here gehoorsaam te wees. Om aan die Here se eer te dink. Die Here se wil vir ons lewe te dink. En dinge te doen, sodat ons
'n loflied sal wees, sê Paulus. Sodat ons 'n loflied sal sing. En hierdie singende loflied moet ek en jy word in die lewe. Derde puntjie, dis my laaste punt. Maria kom nader aan God. Wat is jou grootste wens vir jou kinders? Ja, natuurlik, ons wil hê hulle moet finansiëel onafhanklik wees, ons wil hê hulle moet gelukkig wees, ons wil hê hulle moet eendag 'n goeie vrou of 'n goeie man kry, en hulle moet mooi kinders hê, en hulle moet gevestig wees, en hulle moet goeie beroepe hê. Ons het al hierdie wonderlike idees en gevoelens vir ons kinders. Maar wat behoort die belangrikste ding te wees? Dat my kind die Here dien. Dit is seker die heel belangrikste. En om dit reg te kry, is nie 'n geval van preek vir hulle nie. Is 'n geval van wys vir hulle. Lei hulle om my voorbeeld te kan volg. Natuurlik begeer ons net die beste, né? In Lukas 8, want selfs sy as Maria, toe hy volwassene is en met sy bediening begin het, was hy bekommerd. Ons lees eintlik net voor ek daarby kom. Na sy geboorte lees ons eers weer toe Jesus hier by 12, 13 jaar oud was. Toe hulle op pad terug is Nasaret toe van Jerusalem af toe, kom hulle agter, maar hy is nie hier nie, waar is hy? Toe gaan soek hulle hom. En toe kry hulle hom in die tempel besig om te praat. Mense was aangegryp deur hierdie kind se wysheid. En hy het vir hulle antwoord gegee, julle verstaan nie eintlik nie. Dan lees ons nie weer nie. Dan lees ons, Jesus is besig om met die mense te praat in Lukas 8. En dan sê die mense vir hom, jou moeder en jou broers is hier buitekant. Hulle het hom kom haal, want hulle is bekommerd oor hom. Hulle is besorg oor hom. Hy preek, en daar is baie mense wat agter hom aanloop, maar wie en waar kom hy nou eintlik vandaan? Ons weet mos, hy is ons boetie, hy is my seun. Ons wil hom bietjie beskerm. Kom huis toe, asseblief, ons kom jou haal, kom huis toe. Mag jy om. Maar dit sê ook vir ons iets van, was daar in sy eie huisgesin aanvaarding van wat hy kom doen het in hierdie wêreld? Was daar geloof betrokke in hom en wie hy werklik is? Dan gee Jesus die treffende antwoord daarna, en dis nogal mooi. Hy sê, hulle wat die wil van my Vader doen, is my broers en my susters en my moeder. Hulle wat die wil van my Vader doen. En hy het nie uitgegaan nie, voortgegaan met sy werk. En dan kom hierdie moeder, en sy staan by 'n kruis, en sy sien haar seun hang en sterf. Wat moes deur Maria se gemoed gegaan het? Toe sy daar langs die kruis staan. Die groot ding is, sy moes ook glo. Sy moes ook glo, dat hy, haar seun, haar bloed wat daar hang, is die verlosser van die wêreld. En dit het waar geword, want as jy nou Handelinge 1:14 lees, wanneer die disippels in die boventrek by mekaar kom, was sy ook daar, waar hulle saam gebid het. So sy moes ook tot geloof kom in haar eie seun, as die verlosser van die wêreld. En dis die laaste punt waarmee ek afsluit. Om as moeder tot volle reg te kom, moet ek as 'n moeder ook glo in my verlosser. Moet ek ook kan sê, ek stel myself tot u beskikking. Ek wil die beste ma wees, die beste ouma wees. Ek wil die beste ouer wees. Ek is tot u beskikking. Amen. Geseënde Moedersdag vir julle almal. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Here vir u woord. 'n eenvoudige woord in ons moedertaal. Dankie vir 'n taal 100 jaar oud. Dankie vir hierdie geleentheid om u stem te hoor. Gee vir ons iets om oor te dink.
Ons bid vir elkeen op ons siekelys. Dankie vir hulle wat reeds uit die hospitaal uit is, wat aan die herstel is, wat reeds by die huis is, wat weer hulle gewone dinge doen, hulle wat nog worstel, hulle wat behandeling kry, ons vra dat U dit sal seën, dat U deur U genesende hand die medikasie en die doktershande gebruik om wonderwerke te laat gebeur. Ons dink aan al ons bejaardes, ons dink aan al ons kinders en die uitdagings, ons dink aan ons ouers. Vra vir begrip, vir wysheid, vir insig, vir baie liefde. En ons bid veral vir ons moeders en ons grootmoeders wat vanoggend in die kerk is. En die wat nie kon kom nie, wat by die huis lê en later hierdie week kyk na die diens. Seën hulle almal, Here, met oorvloed van genade en goedheid. Dankie vir ons gemeente, dankie vir die liefde en die omgee, en laat ons aanhou, Here, om vir mekaar lief te wees, en laat ons 'n bastion sal wees in ons omgewing hier in Waterval. Dankie vir alles wat U vir ons doen en gee, so onverdiend, aan U die lof en die eer, en ons aanbidding, in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna staan ons en sing ons die slotlied saam. Mag die genade van ons Here Jesus met julle wees. Mag julle as moeders veral geseën word. Dankie vir julle. Mag die Heilige Gees ons dryf om te leef tot U eer. Mag die Vader ons oorweldig met sy liefde. Amen.